vir alles wat julle doen en julle bediening. Hier is so baie goed wat aangaan in dit wat julle nou hier beleef vanoggend. En ek is regtig, terwyl ons sing, wil ek net gou 'n oomblik van dankbaarheid uitleef van almal wat betrokke is hierso. Ek weet, daar's 'n spanne agter wat die ketels aansit en skoonmaak en alles doen. Hy so baie goed, stoele regpak, alles reg skuif, venstertjies afstof, dinge waaraan julle nie dink nie, want ons kom dit hier in op 'n Sondag en ons geniet al hierdie goedes, maar hier is so baie wat agter die skerms gebeur en wat my job vir my 'n fees maak. Geen pastoor hoef ooit uitgebrand te voel of verstaan. En regtig waar, ek wil net vir die span hierso sê, julle is die beste span. Die Here kon nie vir my beter mense gegee het nie. Amen. Van almal, van die kinderkerk af en die in-house span en die band en almal. Ek dink ek vat dit nie ligtelik op nie. Dis nie dat ek maar net dit van selfsprekend neem nie. Ek waardeer dit, want anders moes ek aangedink het. En ek wil graag aan die woord dink en vir julle ek koop weer. So dankie vir dit wat julle doen. Ek waardeer dit. Dis regtig waar. Ek wil nie name noem nie, maar hier's baie mense, baie hande. Waarvoor ek baie dankbaar is. Dankie vir julle. Julle maak dit. Die stelsel werk, wat ek dit so sê. Want die pastore is nie uitgebrand of uitgeput nie. Soos wat hy sê in Hebreërs. En daarvoor is ek dankbaar. Dis die beste stelsel. Dis die koninkryk, ja. Jy kan dit in enige besigheid implementeer. Ek hoef niks te sê nie. Almal weet dit. Dis soos 'n masjien wat werk. Almal go. Elkeen doen sy eie ding, sy eie taak en dit is kingdom operations. Dit is hoe dit werk en dit is suksesvol. So jy kan dit maar in jou besigheid of wherever in lewe implementeer. Soek eers die koninkryk. Implementeer die kingdom. Implementeer kingdom mentality in alles wat jy doen en dit sal suksesvol wees. Dit sal uitwerk. Is 'n well-oiled machine wat nie kan fail nie. So ja, dankie vir dit. Daar was nog iets gewees, maar ek sal maar weer. Tannie Rita, hulle pastoor stuur vir almal baie groete en hulle verlang baie na ons. Hulle is in die begin van my maand al weg om vakansie te gaan nou en hulle was nog die hele tyd net in hospitale. So dit is nie lekker nie, maar hulle hart is by ons, hulle is in gees, is hulle hierso, en hulle verlang bitter baie na ons, hulle kan nie wag om vir hier te sit nie. Ons mis julle ook. Kyk waar op die kamera. Hallo, kom ons almal sê hallo vir hulle, want ek weet hulle kyk nou. Hallo, ons bid vir jou, Tannie Rita, en ons weet jy gaan nou uitstap, binne die volgende 24 uur gaan jy gesond wees in Jesus naam. Amen. Amen. Amen, ons glo dit. Ok, vandag wil ek aangaan weer, of nie aangaan nie, maar ek is nou al 'n paar weke by die Here hierdie glo soek waarheid ding in my wakker gemaak het en laasweek het ek geëindig met in all your getting, get understanding, soos wat hy sê in Spreuke 4 vers 7. Hy sê wysheid om dit te kry, om dit joune te maak en in alles wat jy kry insig, kry om te verstaan. Hy sê dit is groter as die grootste hartsbegeerte wat jy het. So die dinge wat jy dink jy graag wil hê, kan nie eens opmeet met die begeertes wat God in die understanding van wie hy is, in die understanding van wat die kingdom is, kan opweeg meer nie. Want soos wat sy woord sê wat wat die ore nog nie gehoor het nie, wat in die hart nog nie opgekom het, wat die oë nog nie gesien het nie, dit het God gereed gemaak, voorberei vir die wat hom liefhet. En so daar's iets meer as wat ek net uit my eie vlees uit kan bedink. So verstaan, daar's 'n understanding, daar's 'n seeking, daar's 'n inspanning om kingdom geheimenisse te ontdek en te ontrafel waaraan ek nog eens gedink het. So daar's baie meer, baie groter. Is hoekom lewe is nie boring, jy lewe is excited. Verstaan, lewe is soos jy staan op in die oggend en jy sê daar's geheimenisse van die koninkryk van God wat ek gaan vandag ontdek. Ek gaan uit, dis my eerste mission is to first seek the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added. Verstaan? So dit is 'n Dr. Andrews het al gepreek en dan sê hy moenie worry nie, watch net.
Dit is so 'n mentality, 'n kingdom mentality, 'n koning mentality van moenie worry nie, watch net. Maar jy staan op in die oggend met daai mentality van first seek the kingdom. Jy kry jou prioriteite reg en luister wat God sê en soek eers die koninkryk. Nou vandag wil ek 'n bietjie verder gaan in hierdie seeking the kingdom en wat die kingdom actually is. As die Here wil, hoe ons daar gaan uitkom. Dan wil ek dit weer recap nie, maar ek het hierdie versie al baie gelees, is 2 Korintiërs 5 vers 20. 2 Korintiërs 5 vers 20 en gee vir my die 83 vertaling, of nee, gee vir my die Amplified Classic, asseblief. Sorry, Benies, Amplified Classic, 2 Korintiërs 5 vers 20. Dis ek nou, Amplified Classic. Hy sê, vers 20 sê hy, so we are Christ's ambassadors, God making his appeal as it were through us. We, as Christ's personal representatives, beg you for his sake. Ek wil hê jy moet daai onthou, for his sake, want ek gaan hier aan die einde van die preek, wil ek weer terugkom na dit toe. Hy sê, for his sake, to lay hold of the divine favor now offered you. Now, divine favor now offer you and be reconciled with God. A divine favor, hy sê, lay hold. Ek het laasweek gepraat van, ek span my in om dit alles myne te maak. First seek the kingdom. Verstaan, hierso sê hy, I beg of you, for his sake, to lay hold. Verstaan, kry dit. Sê, lay hold of this divine favor. Hy praat hier van enigiets. As jy sê, as jy lekker geëet het, of whatever, dan sê jy, dit was divine. Verstaan, niks ontbreek nie, niks lek nie, dis alles perfek, alles werk uit. Hy sê, I beg of you, for his sake, lay hold of this. Verstaan, hy sê, hoekom? Want jy sê ambassador, jy verteenwoordig Christ. Jy's 'n representative van die hemel op aarde. Jy praat, hy sê, as if God is making his appeal as it were through us. Wil jy weet hoe God praat? Kyk na die man van God langs aan jou. Paulus sê, ons kyk nie mekaar meer na die vlees nie, maar ons kyk mekaar na die gees. Ek sien die Jesus in jou. Al gaan goed van die vlees wees wat jou irriteer, maar kyk verder as dit. Soek die Jesus in elkeen en bring dit uit. Hy sê, dit is wat God sê van jou, dit is hoe hy jou sien, dit is wat Jesus sê, dis beter dat ek weggaan, want as ek nie weggaan, dan kan ek nie die voorspraak stuur nie. Jesus sê, dis beter dat ek weggaan. Want as ek nie gaan nie, kan die voorspraak nie kom nie. En as die voorspraak kom, dan gaan julle optree as ambassadors. Julle verteenwoordig my. Julle is my representatives. Hy sê, lay hold of this divine favor. Want as jy daai aanneem, as jy regtig 'n ambassador van Christus aantrek en aanneem, is daar 'n divine favor van niks lek nie, niks kort nie, 'n peace wat complete is en uitwerk, 'n rigting, first seek the kingdom of God and his righteousness and all will be added. Daar gaan vir die ambassadeur gesorg word. Want jy represent iets baie groter as wat hierdie wêreld jou kan bied. Come on, moenie net dat dit nog 'n preek wees hierdie nie. Ek sê dit altyd, hierdie is truth. Hierdie is, as jou lewe nie inpas by ambassador citizenship nie, gaan iets malfunction verder in jou lewe. As jy first seek, as jy eers die prioriteit reg kry en jy vat as die ambassadorship aan, eerste in jou lewe, first seeking the kingdom, want jy sê ambassador van wat? Van die koninkryk. So first seek the kingdom. Want jy moet weet waarvoor jy staan. Jy moet weet waarvan is ek 'n ambassadeur sodat die goed kan volg, actually. Die help jy sê dit met jou mond, met jou hart is ver daarvan af weg nie. En dis dit iets wat jy op 'n Sondagoggend hoor in 'n preek en dis nou 'n goeie motiverende boodskap vir jou. Jy's 'n ambassadeur van die Allerhoogste. Jy's 'n ambassadeur van die hoogste instansie in die universe. As dit nie jou asem wegslaan, as dit nie jou 'n dryfkrag gee nie, as dit nie jou uit 'n donker depressieput uitruk nie, dan weet ek nie. Want jy het die geleentheid. Hy sê hierso, lay hold of this divine favor. Jy het hierdie favor, hierdie geleentheid, hierdie wandel as ambassadeur, as representative
van Christ, asof God deur jou praat. En hy sê in Jesaja, alles wat ek sê, moet doen wat ek behaag, of dit sal doen wat ek wil hê, dit sal die leeg terugdraai na my te doen nie. So as ek optree as 'n ambassadeur, as 'n representative, en hy sê dis asof God deur my praat, dan moet daai woord in stand bring dit wat gesê was. Maar is dit prioriteit vir jou? Lay jy hold of this divine favor? Seek jy eers die kingdom and his righteousness as jy opstaan in die oggende, of whatever jy te doen, in jou werk, in jou verhoudings met mense, met jou kinders, met almal en alles, soek jy eers die koninkryk in elke situasie, to lay hold of this divine favor. Want daar is guns op jou lewe dan. Seek the kingdom. As jy die kingdom seek, wat seek jy? Jy seek citizenship. Ek soek burgerskap. Ek seek the kingdom. So ek seek die kingdom in orde, want ek soek citizenship. Want ek glo ek is 'n ambassadeur. So ek soek die koninkryk en ek tree op as 'n citizen, as 'n burger van die hemel. Nie vir eendagie. Dis nou. Jy tree nou op as 'n citizen of heaven. Jy moet 'n kopskuif begaan. En ophou uitstel vir een dag en ek gaan nou maar my lewe hierso en my struggles kom. Nee, kom in 'n kingdom mentality nou. Kom in 'n burger en 'n citizenship nou. Kom in 'n ambassadeur nou. Hierdie is die ambassade waar al die ambassadeurs bymekaar kom op 'n Sondagoggend. Om geëquip te word, om info te kry, om te weet wat hulle represent daar buite as ambassadeurs. En hopelik vanoggend kan jy weer 'n fresh anointing kry van dit wat jy actually is, sodat jy ander goed kan volg. Sodat jou hartsbegeerte vervul kan wees, want jy tree op as 'n gesant van Christus, asof hy sy aanspraak maak namens jou. So die begeerte is Christus, die volheid van hom wat alles en almal vervul. Elke ene, en ek lewe dit uit en ek praat dit. Divine favor. Niks lek nie. Loop verby iemand en jy skade weer val op hom en hy word gesond. Nie net 'n storie wat jy lees in 'n boek nie, realiteit, manifest, kingdom in vandag se tyd. Nie net vir verhandelinge nie net vir 2000 jaar terug se mense nie, maar vir ons nou. By the increase of this kingdom there shall be no end. So die ding increase, dit raak meer en groter. Jesus sê, 'n groter goed gaan julle doen. Dis nie 'n pause om niks te wees nie. Hierdie ding is 'n pause om te ontplof. Jy seek die kingdom. So jy het citizenship. Want jy is op 'n soektog om hierdie koninkryk in besit te neem, omdat jy glo ek is 'n verteenwoordiger van hierdie koninkryk, van die hemel, soos wat ons gelees het in 2 Korintiërs 5. So we are Christ ambassadors. So ek soek dit wat ek verteenwoordig. Ek maak dit my lewensmissie. Ek werk nog steeds. Ons almal het werk, ons doen alles. Maar in daai werk en alles het ek 'n lewensmissie. Ek is gedesign. Ek het 'n purpose. Ek is gedesign in God se beeld. Buite dit malfunction ek. Ek is gedesign in daai beeld en ek werk nog steeds. Maar in my werk bring ek hierdie design wat ek is, hierdie kingdom, bring ek in dit in. Ek bring hierdie divine favor in dit in. Ek skei nie hierdie twee nie. Vir op 'n Sondagoggend in die week as ek werk nie. Nee, ek wil hierdie government, die hoofkantoor van die hemel wil ek inbring in alles wat ek doen. Ek kan dit nie skei nie. Jy kan nie hierdie twee skei nie. Jy kan nie lou warm wees nie. Jy moet besluit of is warm of is koud. Maar jy kan nie hierdie in between wees nie. Vat dit wat jy is, vat jou design, gemaak in God se beeld, na sy gelykenis. Hy sê in Genesis 1:27, as my verteenwoordiger, laat hulle heers oor alles wat leef op hierdie aarde. So daai ambassadorship, daai divine favor, daai gelykenis van God wat jy gemaak is, vat dit in jou situasies in. Trek dit vir jou aan, beoefen dit elke dag, seek dit constantly elke dag. Het gebeur nie net so nie. Ek het laasweek gesê, jy stumble nie net upon the kingdom nie. Jy seek the kingdom, jy explore dit. Jy het divine passion vir dit. Amen. Hy sê, soek sy geregtigheid. Seek his righteousness. Wat is die righteousness? Dis sy geregtigheid, nie jou geregtigheid nie. Jy soek sy geregtigheid.
Want die geregtigheid, wat beteken geregtigheid? Dit is in lyn met God. So jy soek die koninkryk. Jy is 'n citizen. Jy is 'n citizen of the kingdom of heaven. Nou soek jy his righteousness, my alignment met die government of heaven. Ek soek dit elke dag. Ek soek die koninkryk. Ek is 'n burger van die koninkryk en ek soek die geregtigheid. Want as daar 'n koninkryk is daar 'n koning. En as daar 'n koning is, dan het hierdie koning het geregtigheid. Daar's 'n riglyn hoe ek moet leef in hierdie kingdom en ek kom in lyn met my kingdom waarvoor ek 'n ambassador is, sodat daai divine favor my kan volg en alles sal vloei. Ek seek the kingdom, ek seek the righteousness, ek seek alignment with the ruling authority wat alles gemaak het. En sodra ek in alignment kom, alles wat ek nodig het volg. Alles volg. Jy sal niks kort kom nie. Hy sal jou nie as 'n weeskind agterlaat, sê sy woord. So ek soek die kingdom. Ek neem my citizenship aan. Ek kry vir my 'n nuwe ID. As jy gaan kyk na jou ID, na jou passport of heaven, wat se foto gaan daar op wees? Nie jy nie. Jesus se prentjie is daarop. Dis hoe Vader my sien nou. So my paspoort het Jesus op. Ek is dood. Dis nie meer ek wat lewe nie, maar Christus Jesus wat in my lewe. Ek seek the kingdom. Ek meditate daarop, konstant, dag en nag. Ek maak dit myne totdat dit 'n waarheid word vir my. Want as jy 'n ding lank genoeg oordink, dan raak dit jou waarheid. Soos 'n mens dink, so word hy. Jy is 'n ambassador. Tree op soos 'n ambassador. Kry jou alignment reg. Soek dit. Jaag dit na, soos wat jy goud en silwer sal soek. So belangrik soos wat daai werk vir jou is, of die ding wat jy studeer, of wat jy graag wil hê, of nog wil doen. So belangrik en so passievol soos wat jy daaroor is, raak nog meer passievol oor dit wat jy is in Christus Jesus. Want dit moet oplyn. Divine favor sal deurkom na jou toe. Hoe soek jy dit? Het begin weer by die begin. Hoe soek jy dit? Ons preek baie daaroor, is bekeer. Jy kan nie iets sien, jy kan nie iets verstaan. Jy kan nie iets besit as jy dit nie verstaan nie. Maak maar daai deur toe asseblief. Ja. Want ek voel hy gaan nou begin lol met die mic. Bekeer beteken om jou gedagtes te verander. Ons sê dit hoe baie keer in hierdie kerk, al die pastore wat hierso preek, is konstant by 'n bekering, 'n mind shift, 'n kop skuif, 'n paradigma skuif. Wat moet plaasvind? 'n legit bekering. Om in lyn te kan kom, want op my ID, op my paspoort is Jesus se foto. So dit wat ek as ambassador hier uitlewe, moet in lyn kom met hierdie persoon wat op hierdie foto is. Verstaan? En vir dit om plaas te vind, kan ek nie vir myself sê, elke oggend as ek opstaan en ek soek die koninkryk, maar ek is so wat, ek hoef nie te verander nie. Onthou, dit wat jy soek, the kingdom wat jy seek, daai alignment wat jy soek, daar's iets wat teen dit clash die heeltyd. As 'n vlees, Galasiërs 5 sê hy, hierdie gees en hierdie vlees staan lynreg teenoor mekaar. Wat die een wil hê, wil die ander nie hê nie. Verstaan? So as jy heeltyd in hierdie seeking, in hierdie alignment wat ek soek, in hierdie kingdom wat ek soek, gaan daar die heeltyd 'n weerstand kom, 'n clash van my vlees wat sê, ek is alright, ek hoef nie te verander nie. Nee, ek is dood, ek moet verander. Ek wil in lyn kom met die ruling governing party of the universe. Ek kan nie so trots wees eers as om te dink 'n gedagte te kry van sê ek is alright, ek hoef nie te bekeer nie. Dis 'n leuen uit die hel uit. Elke oggend as ek opstaan, moet ek bekeer en sê moet ek dit seek, moet ek in daai proses kom om te verander, om in lyn te kom elke dag al hoe meer in lyn met his righteousness. Met die manier hoe hy dink oor dinge en nie hoe ek dink oor dinge nie, maar hoe ek dink oor dinge. Ons manipuleer baie keer God se woord, ons lees die woord van God om in te pas by my perspektief. Ek kan dit nie bekostig nie. My perspektief is verkeerd, ek moet doodgaan, ek moet bekeer en hierdie woord van God vat, dat ek kan inpas by sy perspektief en sy kingdom en sy righteousness.
Want anders te bewerk ek my eie geregtigheid. En ek is jammer, die ruling party, die government of heaven kom nie vir my geregtigheid nie. Hy kom vir die ambassador, die Christ ambassador, his righteousness. I'm seeking his righteousness, not my own righteousness. My own righteousness put him on the cross. My manier van dink, kruisig hom. Jy soek sy geregtigheid. Jy bekeer jouself daagliks. Dit moet in lyn kom met die koninkryk. Hy sê Kolossense 3 vers 2. Die 83 vertaling vers 2 en 3. Hierdie is 'n bekering van jou gedagtes. Hierdie is 'n konstante meditasie, inoefening die heeltyd, elke liewe dag. Hy sê rig julle gedagtes op die dinge daarbo. Rig jou gedagtes, seek the kingdom and his righteousness. Rig jou gedagtes op die hoër realm. Rig jou gedagtes op die ruling party of heaven, of the universe. Rig jou gedagtes op hierdie dinge, die hoër dinge. Nie die wêreldse dinge nie. En my invloed, my inpouring van information op 'n 24 uur daaglikse basis is seker 90% wêreldse goed. Ek moet fight teen daai goed, want die social media is nuus, is so baie goed wat my mind shape, en hoe ek dink ek is reg. Hy sê, onthou, jy gaan lewe in hierdie wêreld, mense van hierdie wêreld, dus jou gedagtes moet gerig word, dan moet 'n bekering kom, dan moet 'n seeking the kingdom actually plaasvind. Rig jou gedagtes na wat die ruling party sê, nie na wat die wêreld sê nie. Rig jou gedagtes op die dinge daarbo, nie op die dinge van die aarde nie, want julle het gesterwe. My paspoort se fotootjie het verander. Dis Jesus wat op dit is, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Dit is jou lewe. Outside of dit, sê ek weer eens, malfunction iets in jou lewe. Gaan iets altyd short, of ek sê, soos 'n app wat nie geupdate word nie. Elke dag update ek. Ek update hierdie mind. Ek seek the kingdom. Ek is seeker, ek rig my gedagtes na die dinge daarbo. Meer as dit kan ek nie vir jou doen nie. Ek kan jou net 'n vuur gee, 'n honger te gee om te seek. Maar ons soveel goed. Ons het soveel goed in die kerk wat ons doen vir mense om hulle te help seek. Daar's Bybelstudiegroepe reg oor in Agulhas, Strasbourg, all over the show. Ons bid hierdie groepe. Daar's soveel geleenthede vir mense om te seek. Ek kan dit nie vir jou doen nie. Hoe ernstig is jy oor die koninkryk? Hoe ernstig is jy oor sy geregtigheid om in lyn te kom met die ruling party of heaven, om op te tree as ambassadors? Dan moet jy gaan seek, jy moet geëquip word. Jou gedagtes moet verander word. Filippense 4 vers 8, 83 vertaling. As jy verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak ook daar mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. Dis elke dag storie. Dis 'n bekering van gedagtesverandering elke dag. As jy jou gedagtes rig op die goed, kan jy nie angstig wees nie. Maar daar's 'n stryd, hierdie vlees teen gees. Vlees sê vir jou, ag, jy's so right. Glo in die koninkryk, sê dit, sê al hierdie mooi goedjies en goedes, maar moenie eintlik gaan soek nie. Want as jy wil soek, dan moet jy regtig verander. Want anders gaan jy nie kan raak sien nie. Romeine 12 vers 2. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Wat vir hom goed, aanneemlik en volmaak is. Nie wat vir jou goed is nie. Jy pas in op sy geregtigheid. Jy pas in, jy vra vir hom, Here, hoe lyk my lewe? Ek lees in die woord, ek lees in 2 Korintiërs 5 vers 21, lees ek dat he who knew no sin became sin, so I can become the righteousness of God in Christ Jesus. Nee, I can become the righteousness of my righteousness nie. Dis sy geregtigheid. So jy vra vir hom, Here, hoe lyk alles? Hoe lyk
Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is, wat vir hom goed is, wat vir hom aanneemlik is en wat volmaak is. Hoe lyk my lewe? Hoe lyk my lewe, Here, volgens jou geregtigheid? Ons tree op, ja, ons is die geregtigheid van God in Christus Jesus, maar ons is die geregtigheid van God. So my lewe moet op 'n spesifieke manier lyk om in te pas by die geregtigheid van God. Ons het hierdie ding afgewater en stap rond. Ek sê righteousness of God, maar dis my eie righteousness. Hy moet inpas by hoe dit lyk vir my. Daar's 'n sekere geregtigheid van God in Christus Jesus. 'n ID fotootjie wat vervang is op jou paspoort, waarvan jy 'n ambassadeur is, en jy moet inpas by hoe dit lyk. Dis nie 'n religious werk wat ek nou sê nie. Baie mense gaan vir my sê, ja, maar Tron, dit klink 'n bietjie godsdienstig of 'n werke. Ek sê nee, dit is nie wat ek verkondig nie. Daai godsdienstige mindset is you've got to achieve to receive. Wat ek sê is jy moet uitgaan en gaan soek om te kry wat reeds geachieve is, sodat jy dit kan receive. Ek sê nie 'n godsdienstige ding van hierdie moet werke wees nie. Dis klaar ge-achieve. Dis reg. Take hold, lay hold of this divine favor. Al wat ek sê is daar's 'n alignment, daar's 'n righteousness of God prepared for me and you om in lyn in te gaan, om te lay hold of this en vir die Here te sê, Here, ek is dalk verkeerd, ek bekeer vanoggend weer, ek verander my mind weer oor hoe ek myself sien. Elke liewe dag doen ek dit sodat my lewenswyse kan inpas by sy geregtigheid, want sy geregtigheid is sy lewenswyse in hierdie koninkryk. En hoe lyk dit? Dis nie 'n wettiese ding wat ek daar sê nie. Dis net om hierdie wat klaar ge-achieve is. Al die beloftes in Christus is ja en amen. Hoe lyk dit, Here? Ek gaan doodgaan en ek wil in lyn kom met jou geregtigheid. Ek wil in lyn kom met die ruling, die government of the universe. Ek wil in lyn kom met al hierdie goed sal volg. Ek kan nie meer hierdie stres hanteer nie. Ek wil in lyn kom as 'n ambassadeur, as 'n gesant van God in Christus Jesus. Ek wil optree asof Jesus deur my praat. En ek die effek van sy krag kan sien in my lewe. Sy kingdom, sy righteousness, nie 'n counterfeit ding nie. Want jou vlees gaan altyd vir jou 'n counterfeit kingdom voorgooi. Is right. Jy hoef nie te veel te verander in die area nie. Jy lewe in die koninkryk. Daar's genoeg mense rondom jou wat glo in die koninkryk. So dis seker vir jou alright om 'n bietjie te hang. Dis 'n counterfeit kingdom. Dit lyk reg, maar dit is nie reg nie. Hy het 'n skyn. Hy het 'n skyn van godsdiens, soos wat hy sê in 2 Timoteus 3. Hy sê in die laaste dae sal daar baie kom wat vals leraars maar ek gaan nie so aan sê hulle sal wel 'n skyn hê van godsvreesendheid. Hulle sal wel 'n skyn daarvan hê, maar die krag daarvan sal hulle nie ervaar nie. En dis dieselfde met bekering ook. Hulle sal dalk 'n skyn van bekering hê. Maar die effek van iemand wat bekeer is, die effek van iemand wat dood is saam met Christus en opstaan en laat hy lewe, daai krag, dit sal jy al wees. Die skyn daarvan, al die mooi praatjies daarvan, sal al wees. Maar die power of the kingdom gaan nie al wees nie. En ek soek die power of the kingdom. Ek soek 'n manifestation of the kingdom. Die real deal, nie 'n counterfeit een nie, nie ene wat 'n kerkstoel volbring om mense in 'n gebou te kry en net kerk te speel nie. Ek soek the power of the kingdom, a manifestation of the kingdom, a increase of his government. There shall be no end. His government, his kingdom, his righteousness, the ruling authority of what the government wants here on earth as me as an ambassador. En die increase van daai government gaan nou nie einde wees nie. So ons dien en ons glo vir groter goed, massive goed. Ons het ambisie. Ons het drome wat flippen
by mens onmoontlik is, maar by God moontlik is. Ons is lig vir die wêreld. Ons is mense vol hoop. Kingdom. Daai eerste vers het my so gevang, wat Paulus in 2 Korintiërs 5:21, hy sê, I beg you to lay hold of this divine favor. Hy sê, I beg you, ek daag jou uit. Ek kry so my hoendervleis nou. Ek daag jou uit om bekeer, nie 'n skyn van bekering te hê nie, maar die real deal. Challenge yourself. Soek die koninkryk, soek sy geregtigheid. Kom in lyn met dit wat hy wil hê. Wat reeds geachieve is. Bekeer elke dag. Soek sy geregtigheid en nie jou eie nie. Kom ons gaan aan. Tyd loop alweer. Dis lekker, hierdie goed is lekker, hè? Jy wil lewe. Hierdie is nie 'n sad story nie, hierdie is goeie nuus. Hierdie is, yes, okay, ek is hier vir 'n purpose. Ek gaan nie nou so erg, ek het te veel ge-worry oor wat maar ek sien, ek is 'n ambassadeur van iets, en agter daai ambassadeurskap is 'n backing of heaven. Verstaan, as hoop vir my, as hoop vir my lewe. Ek is hier niks nie. Ek is 'n ambassadeur van die Allerhoogste. Ek rig my gedagtes na die hoë riem toe, na die dinge daarbo, na die hemelse dinge, want ek is daarvan 'n ambassadeur. En ek maak dit my meesterpiece. Ek kry 'n flippin dokters PhD graad in dit. Whatever dit ook al beteken. Maar verstaan, jy lay hold of dit. Jy maak dit jou number 1 priority, first seek the kingdom. And all these things shall be added. Dan begin jy besef, okay, die goed sal kom. As ek, dit wat ek claim, ek glo, ek is 'n ambassadeur, is asof God deur my praat, en ek lig my in, en ek rig my gedagtes en dinge daarbo, en dan sê is iets onmoontlik dan van my? Is ek tot alles in staat hier rond my krag gee? Dan kom al hierdie versies mooi by mekaar, en ek begin actually glo. Ek weet die planne wat ek vir jou het, is voorspoed en nie teëspoed nie. Al die goedjies wat ons almal so vir mekaar rondstuur. Ja, ons stuur dit rond vir mekaar, en hy sê 'n waarheid in ons harte nie. Verstaan? Dan moet 'n inspanning wees van jou kant af. I beg of you to lay hold of this divine favor. Hy smeek die kerk, ja, julle hou mooi kerk, julle kan al hierdie goed doen, en alle blablabla. Hy sê, maar ek smeek jou to lay hold, om te besef wat jy is in Christus Jesus. Jy's 'n ambassadeur, jy tree op as 'n gesant van die Allerhoogste, asof hy sy aanspraak maak deur jou, en wat ook al jy sê, sal nie leeg terugdraai nie. Groot lewe. Dit is my tipe prosperity preaching. As iemand wil sê, ek's 'n prosperity preacher of whatever, hierdie is die hoë lewe. Dis meer as geld. Hierdie is die backing of kingdom of heaven. Agter die kerk. Bulldozing forward, unstoppable force. Amen. Come on. Ons moet so dink. Ons moet so dink. As ek yes, ek weet nie. Kan ek dit sê? Okay, as ek 'n ambassador is, en ek seek his kingdom and his righteousness, is om in lyn te kom met sy righteousness, met sy ruling party. Jy weet, hoekom kom ek die land se wette na, die reëls van die land? Want ek wil in lyn wees met die righteousness van die land se wette. Verstaan? Ek wil in die regte posisie wees met dit. Ek kan nie gaan en net oor elke stopstraat gaan jaag hierson nie. En in ook daar instap en goed vir my vat nie. Ek's uit lyn uit dan. Verstaan? En niemand sê vir my ek moet dit doen nie. Ek doen dit van self.
Niemand sê elke dag vir my, Tron, jy moet in lyn wees met Suid-Afrika se wette en se reëls en goed. Nee, ek doen dit van self. Dis iets wat ek net doen. Hoekom? Want ek is citizenship. Ek is 'n burger van Suid-Afrika. Ek doen nie burgerskap nie. Ek is 'n burger. En volgens dit, omdat ek 'n burger is van Suid-Afrika, stop ek by die stopstrate. En vat ek nie net goed en steel goed en doen wat ek wil nie. Want ek wil in lyn wees met die government of South Africa. As 'n goeie citizen. Om goed te kan doen. Dieselfde met citizenship of heaven. Ek seek the kingdom of heaven. Ek trek dit vir my aan. Ek is citizenship. Ek doen nie citizenship nie. Want dan is dit godsdiens. En godsdiens kan gestop word. Ek is 'n citizen. Maak dit sin? Ek is 'n citizen of heaven. Ek speel nie citizenship nie. Ek doen nie citizenship nie. Dis godsdiens om goed te doen. Ek is dit. Ek is 'n ambassadeur. Ek trek dit vir my aan. Ek seek the kingdom and his righteousness. So ek kom in lyn. Soos wat ek Suid-Afrikaanse burger is en ek outomaties net goed doen om in te pas by die land se reëls. Niemand sê dit vir my nie. Selfs met die kingdom citizenship. I'm seeking his righteousness to come in line in the government of heaven. Want die government of heaven moet my huispaaiement betaal. Want ek is 'n ambassador. Ek het my ge-equip as 'n ambassador. First seek the kingdom and all these things shall be added. Jesus sê ook, ek doen nie hierdie goed uit my eie uit nie. Dit wat hy doen hy om my Vader te please. Hy doen die werke van sy Vader. Verstaan? Want hy het geweet, as hy dit uitbeweeg en hy doen sy eie ding, dan beweeg hy uit die government of heaven. Hy beweeg uit die righteousness, die right standing order van heaven. So Jesus het gekom en hy het gebly in die right standing order of heaven en sê, I'm doing the works of my Father. En hy het geweet, as hy daar uit gaan stap en hy gaan sy eie werke begin doen en nie die werke van die Vader nie, dan het hy nie meer die backing of heaven nie. Dis hoekom ek staan op in die oggend, I first seek the kingdom, I first seek his righteousness, right standing with the government of heaven, of this kingdom which I am a citizen of, and I'm getting all these things shall be added. Ek het 'n backing. Betaal my. Sorg vir my. Ek is 'n ambassadeur. Ek verteenwoordig jou hierso. En hy sê alles sal volg. Want ek het 'n huispaaiement, ek het 'n karpaaiement, ek het 'n klomp goed wat moet gebeur, maar is ek 'n ambassadeur? As jy 'n ambassadeur is, en jy seek in right standing with the government party, gebeur het. Ek weet nie, ek lees oor dieselfde Bybel. Psalm 103, Psalm 103 vers 19, Amplified Classic, the Lord has established his throne in heaven. So head office is daarbo, waar ek my hoër gedagtes moet rig. Hoofkantoor of the ruling government party is in the heavenly realms, which my thoughts are constantly on. Ek rig my gedagtes op na die dinge daarbo. Hy sê, and his kingdom rules over all. So ek operate met my kop in die hemel en my voete op die aarde. Verstaan? So dit wat ek daar sien, die keys wat ek gekry het om daar te kan unlock ek daar en manifest op die aarde. Goeie nuus. Alles wat jy wil hê, die Here klaar vir jou gegee. Dis klaar ge-achieve. Ons moet net weer in lyn kom. Seek his righteousness and stop seeking your own righteousness. Hou op jou lewenswyse wil inpas by God se perspektief. Jy is supposed om dood te gaan. En die ou wat opstaan is Christus Jesus. Anyway, 'n baie beter lewe as wat jy in gedagte het. His kingdom rules over everything. Dit kan nie vernietig word nie, want die hoofkantoor is in die hemel. Dit kan nie vernietig word nie. Die hoofkantoor van hierdie ruling party of the universe
is in 'n ander realm. Dit kan nie, geen mag, geen gesag sal dit ooit kan aanraak nie. En ek is 'n citizen van dit. Dit kan nie vernietig word nie. Dit kan nie destroy word nie. Psalm 145 vers 13. Ons gaan begin. Jesus, ek weet nog baie goed, maar okay. Your kingdom is an everlasting kingdom. Your dominion endures throughout all generations. Jy kan nie dit destroy nie. Your kingdom endures throughout all the generations. Ons is deel van daai generation. Ons is 'n everlasting kingdom. Dis soos kook wat jy gekry het in die wetenskapklas, altyd daai silwer liquid kook. As jy hom kap so dan spat hy in duisende stukkies. Dit is wat gebeur met die kingdom. Sodra hy pressure kry, expand hy meer en meer en meer. It's 'n unstoppable force. Jy kan dit nie stop nie. Ek is 'n burger. Ek doen nie burgerskap nie. Ek is 'n citizen. Jy kan dit nie verander nie. Verstaan? Jesaja 9 vers 7. En we vinnig hardloop. Of the increase of his government and of peace. Weer eens, daai peace is alles. Dis daai divine favor. Dis niks kom kort nie. Dis alles werk uit. Dis reg. And of his peace there shall be no end upon the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness. From the latter time forth, even forevermore, the zeal of the Lord of hosts will perform this. En hy het dit geperform. Hy het hierdie kingdom established. Dis sy ziel. Dis die passion of Christ op pad kerk toe. Het dit geperform. Hy het hierdie kingdom, hierdie ambassadorship kom establish in my en jou. Dis wat hy gedoen het. Dis nie wat ek doen nie. Dis sy righteousness upholds this. Hierdie kingdom waarvan hy hier praat, is nie wat jy sien in die wêreld nie. Dis sy kingdom and his righteousness, en dis hoe ek seek his kingdom, ek seek his righteousness, want dit uphold alles. The zeal of the Lord. Het jy nog 'n ziel vir die Lord? Het jy nog 'n eagerness vir die Here? Het jy nog 'n passion vir die Here? 'n zealous mindset om te jag agter wat hy is? Of is jou ambisies en jou mindset en jou dinge so geoortuig dat jy nie meer 'n ziel het nie? Ek is 'n burgerskap. Ek is 'n burger. Ek is 'n citizen. Ek doen dit nie. Want as dit godsdiens, en godsdiens kan gestop word. Iets wat ek doen kan gestop word, maar iets wat ek is kan nie gestop word nie. Ek is 'n citizen of heaven. So ek is die seun van my pa. Waar sit my pa? Niks kan dit stop nie. Niks wet, geen wet kan verander die feit dat ek uit hom gebore uit is nie. Ek doen nie seunskap nie, ek is seun. Ek is seun. Ek kan nie seunskap doen nie. As ek seunskap doen, dan is dit 'n counterfeit ding. Dis iets wat ek wishful thinking, is iets waarvan ek hou, maar dis ek is sonship. Ek doen nie burgerskap nie, ek doen nie citizenship nie. Ek is 'n citizen. Dit is die verskil van 'n kingdom ou wat actually in 'n kingdom operate, in 'n kingdom lewe, en iemand wat nog hou van die idee daarvan. Die ou wat hou van die idee daarvan, hy bly goed doen om die Here te impress, om nou die kingdom nee, maar 'n ou wat aangetrek het, ek is 'n ambassador, 'n ou wat hy staan op in die oggende en hy is oortuig van hierdie lewe, hy seek die kingdom die heeltyd en sy geregtigheid. Hy is 'n burger, hy kan nie anders te gesê word nie. Selfs soos wat ons nou die heeltyd praat, ek is my pa se seun. Dit kan nie verander word nie. Die feit dat ek uit hom uitgebore is staan vir ewig. Ek doen nie dit nie. Dis wat ek is. Wat jy is 'n son of God. Ons lees Johannes 1 vers 12.
Hy sê, but in the Amplified Classic, Johannes 1 vers 12 en 13, hy sê, but to as many as did receive and welcome him, he gave the authority, the power, the privilege, the right to become the children of God. That is to those who believe in, adhere to, trust in, and rely on his name, who owe their birth neither to bloods, nor to the will of the flesh, that is of physical impulse, nor to the will of a man, that of a natural father, but to God. They are born of God. Dis die power van wedergeboorte, is jy is citizen. Dis hoekom die grootste wonderwerk, alles wat jy wil hê, die Here moet vir jou doen en nog gedoen het, lê opgesluit in jou wedergeboorte. Want toe dit gebeur het, toe word jy 'n seun. Van daai dag af, toe jy jou hart vir die Here gegee het en jy word wederbaar, doen jy nie meer seunskap, jy is seun. En in dit, wat ek nou alles gesê het, is jy 'n ambassadeur van die hemel. En soek jy sy geregtigheid, sodat alles wat daar is, kan volg. Matteus 6 vers 33. Seek the kingdom and his righteousness, and all the things will be added. Dan verander jou gebedslewe totaal. Met 10.000 miljoen klein goedjies wat jy die Here kom. Hy sê, al wat jy nodig het, is om te weet wat gebeur het by jou wedergeboorte en by jou doop. Toe jy dood is onder die water en opstaan saam met Christus Jesus. Die grootste wonderwerk het plaasgevind in jou lewe en jy sien dit nie raak nie. Jy is nou 'n ambassadeur van die Allerhoogste, praat namens God asof hy deur jou praat. En alles wat jy sê moet gebeur, want met die regte mindset, met die kingdom mindset, sal dit so wees. So ek weet nie wat jy nog vir die Here wil vra nie wat hy reeds gedoen het nie. Want alles is opgesluit in dit. Goeie nuus, baie goeie nuus. Hy sê, kom ons lees nog 'n versie. Charles, ek dink jy kan maar kom, wat is hierdie ding? Aan die einde toe kan stoot. Hy sê, for all, Romeine 8 vers 14 en 17, Amplified Classic. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. Come on. Oefen jouself 'n bietjie in. En sê, I'm a son of God. Okay, vroumense, jy's dogter van God, wat hy bedoel is 'n posisie, nie 'n geslag nie. Jy dink in daai orde, jy sit jouself in daai posisie. Jy slaan jou gedagtes op na die dinge daarbo. Vers 13, for the spirit which you have now received is not a spirit of slavery to put you once more in bondage to fear, but you have received the spirit of adoption, the spirit producing sonship. So dis 'n elke dag ding. Want jy gaan party daar voel ek is waardig en goed, as jy gaan jy weer terug en jy bekeer. En jy sê nee, ek is waardig. Ek is 'n seun van God. Of van die hart van vol is, maak jou hart vol. Soek die koninkryk op die mond van oor. Praat dit en dit word waar. Producing sonship, in the bliss of which we cry, Abba Father. The Spirit himself thus testifies together with our own spirit, assuring us that we are children of God. And if we are his children, then we are his heirs. Heirs of God and fellow heirs with Christ, sharing in his inheritance with him. Only we must share in his suffering if we to share in his glory. Dood onder die water. Dood saam met Christus. Staan op in glory. Elke dag bekeer. Elke dag maak ons die ou man dood. Verander ek my mindset. Soek ek die koninkryk. Soek ek sy geregtigheid.
soek daai ambassador attitude, mense wat optree as gesante van die grootste government in die universe. Mense wat glo, ek doen nie sonship nie, ek doen nie citizenship nie, ek is seun, ek is 'n burger. En die backing van daai government het die ambassador se back. Altyd. Altyd. Paulus en Silas lê in die tronk. Hulle sing. Hoekom sing hulle? Want jy kan nie die koninkryk toesluit nie. Hy is 'n citizen of heaven. Dit verander nie. Hy is nou net 'n opgesluite citizen of heaven. Maar hy weet, dis nie iets wat ek speel nie citizenship nie. Dis nie iets wat ek doen nie, dis iets wat ek is. En wat gebeur toe? The government of heaven kom vir sy citizen en release hom uit daai prison uit. Die government of heaven kom nie vir iemand wat godsdienst doen nie, wat citizenship doen nie. Die government of heaven kom vir iemand wat 'n citizen is. Nie vir iemand wat dit uitoefen en doen en ek hoop ek is maar nee. Hy kom vir 'n seun. Hy kom altyd, die government of heaven, die backing of heaven, of this kingdom which you seek and his righteousness, it will always come for the citizen. Iemand wat dit is. Dis hoekom hulle lê en sing in die middel van die nag. Jy kan my opsluit, maar die koninkryk kan nie stop nie. En die increase is meer en meer. Ek is bly 'n burger. Ek is net 'n opgesluite burger, maar ek bly 'n burger. En die hemel kom. Tronkdeure spat oop. Wagte wat so angsbebereerd is, wêreldse mense wil in hulle swaarde inval, dat hulle miskien stop, moenie. Sê wat moet ons doen? Ons het gesien wat hier gebeur het, wat moet ons doen? En sy antwoord is, bekeer julle, laat hulle gedoop word. So intens is die manifestation of the kingdom. Dat toe wêreldsmense dit sien, anti-Christe dit sien, toe wil hulle selfmoord pleeg. Hulle sê, hoe kan ons inpas by dit? En Paulus sê, stop, moenie julle self doodmaak hê. Kom tot inkeer. Kom tot inkeer. Bekeer jouself. Die government sal vir jou kom. Hy kom vir sy citizens. Amen. Is daar nog echt nog een? Jy weet, ons weet te min van koningskap en koninkryke, want ons lewe in 'n demokrasie. Maar die koning se reputation hang alles daarvan af van hoe sy citizens lyk. In die ou dae kan jy maar gaan kyk. Die koning is verantwoordelik vir sy citizens, want die citizens weerspieël die koning se reputation. En reputation weerspieël die glory van die king. Dis hoekom die konings het altyd gesorg dat sy mense voorgesorg is vir his name's sake. Soos wat ons gelees het die eerste versie 2 Korintiërs 5 vers 20. For his name's sake I beg you, take hold of this favor. Trek citizenship aan vir jou, glo dit, wees 'n burger. Want die glory of the king must be represented through us. Verstaan, sy reputation moet geuphold word for his name's sake. He will do this in the earth. Dat hy die mense kan weet wat sy God is. Jy is die representative van. Jy is die representative van die glory of God hier in die aarde. For his name's sake. Amen. So raak ons 'n bietjie stil. Raak so 'n bietjie stil. The kingdom of heaven is hierso. Die citizens of heaven sit hierso vanoggend in die gebou. Laat u wil kom, Here. Laat u wil geskied.
Soos in die hemel, so ook op die aarde. Dat u koninkryk kom. Nou, sorry. Maak het rustig. Ek voel die Here wil jou aanraak vanoggend. Hy wil iets in jou lewe kom doen. Hy wil kom gesond maak wat siek is. Hy wil kom heel maak wat stikkend is. Raak rustig. Die koninkryk kom oor jou. Die koninkryk kom oor jou. Die hoër gedagtes. Genesing oor die hele liggaam. Dat die koninkryk van die Here nou oor jou kom. Die hemel. Die backing van die hemel. Deur die hele liggaam. Genesing. Halleluja. Rustigheid in die gedagtes. In Jesus naam. Kom raak rustig, ek wil hierdie goed aanjaag. Die gees van die Here wil iets doen hier vanoggend. Enige iemand wat hier sit, wat voel, die Here is besig om te werk nou in jou. En jy wil dit hê, ek moet vir jou hande kom oplê. Dalk is dit jy soek 'n fresh restart. Dalk is dit jy wil net weer van voor af net soos jy's lus vir die ding nou. Dalk het jy genesing nodig. Steek jou hand op. Ek kom na jou toe. Ek gaan jy hoef nie vorentoe te kom, ek kom na jou toe. Steek jou hand op, dat ek kan oplê op jou en vir jou kan bid.